Goeiemôre. Ek wil vanoggend sommer net 'n bietjie met ons praat oor 'n situasie wat ek gister oor gebid het. Toe iemand vir my gekontak het, ek het saam met hulle gebid oor 'n baie onregverdige situasie waar mense 'n eis teen hulle ingehaat het wat die uitspraak gister gekom het dat die eis goedgekeur is teen hulle. En gedurende hierdie saak wat deel is van ons regstelsel, het die persoon wat hierdie saak moes aanhoor, letterlik gelê en slaap. So hierdie is uit en uit 'n plek volgens my van rasisme, wat hierdie ou nie eers geluister het na wat die saak is nie, hy het voor die tyd al besluit wat sy uitspraak gaan wees, en dan sit ons in 'n regstelsel en in 'n plek waar ons dink, hierdie is so onregverdig. En ons het dan gebid en hoekom het die Here nie ingegryp nie? En ek wil vir julle sê, dit lyk nie so nie, maar ons God is in beheer, ook in hierdie situasie. En sy woord is die waarheid tot in alle ewigheid. En hy is ons regverdige regter. En onreg aan ons gaan hy nie ongestraf los nie. En wanneer die vyand van ons steel, dan het ons die woord van die Here, en ek wil weer hierdie skrif lees, ek weet ek het al daaroor gedeel, Spreuke 6 vers 31 staan, when the thief is found out that he stole from you, he must restore 7 times that he stole. He must give the whole substance of his house if necessary to meet his fine. En hierdie is die skrif, wanneer so iets kom wat ek onmiddellik bid en sê, Here, hierdie bedrag 7voudig eis ek terug in die naam van Jesus, volgens die waarheid van u woord, dat hierdie geld, wat onregverdig gesteel word, sal terugkom. En ek kan vir julle sê, dat ek hierdie skrif al soveel in my eie lewe, maar ook in ander mense se lewe, net in werking gesien het, en gesien het hoe dit wat aanvanklik lyk of ons dit verloor, hoe dit terugkom en hoe dit 7voudig terugkom. Een van die getuienisse wat ek nooit sal vergeet nie, ek dink is die eerste keer waar ek regtig waar die skrif so vinnig sien werk het. Ons was in op 'n gebedstoer gewees en op die plek was daar 'n probleem gewees en ons het ons vliegtuig verpas en ek moes nuwe vliegtuigkaartjies vir die hele groep koop. En natuurlik wou almal hulle kaartjies betaal het, maar die Here het vir my gesê, nee, ek moet verantwoordelikheid neem, want die vyand het ons sopas besteel. En ek het daar gestaan en ek het gesê, die bedrag eis ek 7voudig terug in die naam van Jesus, ons Heer en Meester. En weet julle, ons het teruggekom, in Suid-Afrika geland, en die Saterdag, ekskuus julle, ons het teruggekom die Saterdag oggend, en die Maandagoggend, toe kom mense aan ons deur klop, wat nie geweet het van hierdie goed nie, en hulle bring, dit was nog 'n cheque gewees, 'n cheque vir my en sê, die Here sê, hulle moet hierdie bedrag vir my gee, en die bedrag was 7voudig, presies die bedrag wat ek moes betaal, en gedink het dat hierdie is 'n plek waar ons geld verloor. So ek wil net vir julle sê, wanneer ons dit bid, moet ons nie vaskyk aan die situasies waar dit lyk, asof wat die vyand ons besteel nie. Ons moet ons oë op die Here hou, ons moet sy woord vat, en ons moet sy woord bid, want sy woord is die waarheid, en sy woord is die swaard, wat dan nou uitgaan en die vyand se werke van ons lossny. Ek is op hierdie plek besig met Job, en is weer besig om die geskiedenis van Job te luister en te lees. En as ek kyk na hoe die vyand net ingekom het om Job se lewe te vernietig en te verwoes. En ek is so dankbaar dat ek en jy Job het om na te kyk en waar God hom gebruik het as so 'n getuienis in sy lewe. Ja, die vyand het 'n reg gehad
om in te kom en daarom het hy vir God letterlik gekonfronteer met Job en die Here het gesê, dis goed, dan kan jy hom toets, maar jy mag nie aan sy lewe vat nie. En ek wil nie ingaan oor wat is die wettige reg van Job nie, maar die vyand kan net inkom wanneer daar 'n wettige reg is, volgens die woord van God. En ons weet dat al hierdie goed wat met Job gebeur het, baie traumaties en baie sleg was. En wat ek vanoggend by wil kom, is dat wanneer ek en jy deur moeilike situasies gaan, dan moet ons terugkeer na die woord van die Here toe. Ons moet die woord van die Here kry, om vir ons te sê, wat is aan die gang en wat kan ek en jy doen? Want dis net die woord van God, wat ons swaard is, en die oomblik as hierdie swaard uitgaan, dan sny dit los van alle onheilige verbintenisse wat met ons probeer vorm. En as ons kyk na Job, waar hy gekom het op hierdie plek, waar tot sy vrou vir hom gesê het, maar vloek God en sterf, want sy liggaamse toestand was op so 'n slegte plek. Hy het alles verloor in die lewe, hy het op 'n ashoop gesit. Dit het gelyk asof wat God en mense hom verlaat het en hom verag het. En Job het 'n getuienis daar gehad, waar hy bly sê het, maar hy sal nie toelaat dat enige iets waardeur hy gaan, dit om verwyder van die Here nie. Hy sal bly met sy getuienis in dit wat die Here vir hom sê. En al was hy in daai toestand, het hy gesê, hy sal nie sy integriteit in die Here compromise nie. Hy sal bly vashou aan die Here. So al het hy op 'n plek half gelyk asof wat hy sê, die Here het van hom vergeet, het hy bly vashou aan die integriteit van die Here, want integriteit is niks anders as God in ons nie. En Job het daarvoor gestaan. En as ons kyk na al die raad en die wysheid, sogenaamde wysheid, wat sy vriende vir hom gegee het, dan is dit 'n baie interessante ding. Hulle het die woord van die Here gebruik. Maar wanneer jy die woord van die Here met jou eie wysheid gebruik en nie met die Heilige Gees van God nie, dan is dit godsdiens wat jou veroordeel. En daarom het hierdie woord deurgekom van sy vriende wat gesê het, jy is skuldig hier en hier en hier en hier. So wanneer ons die woord van God wil gebruik, ook in mense se lewe, moet ek en jy seker wees dat die Heilige Gees dit geïnspireer het, uit 'n plek waar ek en jy gebid het vir mense. So wanneer die Heilige Gees van God vir ons 'n woord gee, is dit hy wat daai woord lewendig maak in daai persoon se lewe ook. As ons die woord bloot gebruik as ons wysheid om vir mense te probeer wys wat ons opinie is van hulle probleme, dan is dit godsdiens wat afbreek en wat baie baie skade doen. En as ons nou kyk na Job en wat hier met Job gebeur het hy vasgestaan op die plek waar hy nie sy vriende se antwoorde vat nie. Want hy het besef sy vriende se antwoorde mag nou wysheid klink, maar dit was sonder insig gewees. En daarom is dit vir my en jou so belangrik om alles na die Here toe te neem, te vra dat hy vir ons 'n woord gee, dat hy vir ons insig gee. En ek dink vir Job was dit baie moeilik, want hy het nie insig gehad in wat aan die gang was hier in sy lewe nie. En ek dink dit was vir hom baie moeilik geweest om sonder die insig van die Here op daai plek te sit en te dink, hoekom het die Here my nou verlaat na al die jare? Maar hy bly vashou aan die Here. En hy het bly vashou om die antwoord by God te kry. En ons ken die storie waar die Here toe ingekom het en self sy vriende bestraf het en gesê het hulle is dwaas. En waar God vir Job gesê het dat God het hom geskaap, sy lewe en sy pad behoort aan God en dat hy aan God verbind is. En wat so wonderlik is die uitkoms van Job, waar Job vasgehou het en die Here vir hom gesê het, Job, nou wil ek hê jy moet vir hierdie vriende van jou bid. En ek lees vers 8 van 42 vir ons.
Now therefore take yourselves 7 bulls and 7 rams and go to my servant Job and offer up a burnt offering for yourselves. Dis wat die Here nou sê vir hierdie vriende, want die Here sê dat sy woede het teen hulle opgevlam. En daarom moet hulle nou gaan en hulle moet vir hulle self hierdie bulle gaan offer. Hy sê, en dan gaan ek laat, for I will want my servant Job to pray for you, for I will accept him and his prayers, so that I may not deal with you according to your folly, because you have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job has. En hier kom hy en hy bestraf hierdie 2 vriende van Job en hy sê, al het julle my woord gebruik, dit was nie ek gewees en my woord was nie deur my geïnspireer nie. En daarom het dit godsdiens wat dan witchcraft is geword. En hulle moes 'n offer bring om hulle self skoon te maak. En toe sê die Here, maar nou sal ek Job, wat my getroue diensknegt is, vir julle sal laat bid. En dan vers 10 sê, the Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. En dis so interessant, Job moes vir hulle bid. Hoekom? Jy kan net vir iemand bid as jy hulle vergewe het. Ek dink hulle het Job baie seer gemaak en offend met wat hulle gesê het. So Job moes eerste vergewe voordat God hom herstel het. En die woord sê hier, and the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen and 1,000 female donkeys. En dan het hy ook 7 seuns en 3 dogters gehad. En 'n baie interessante ding, vers 14 sê, he called the name of the first daughter Jemima, wat beteken dove, wat beteken, daai word vergelyk met die Heilige Gees van God. So, Job kom en word herstel, maar ook in sy verhouding met God, sodat sy dogter, die geboorte van sy dogter, vir hom die naam laat gee het, wat die Heilige Gees van God verteenwoordig. Wat 'n wonderlike vreugde om te weet, dat daar's niks wat ek en jy nie deurgaan, wat God nie kom herstel nie. En dan kom hierdie woord na vore, dat wanneer die vyand ingekom het, om te steel, dan sê die Here, 7voudig gaan ek teruggee, dit wat gesteel is. Dit is een van God se reëls en een van God se wette, wat ons so duidelik sien in Job. En ek wil julle aanmoedig, wanneer die vyand julle besteel het, en julle goed verloor het, of dit fisies of emosioneel is, eis dit 7voudig terug, in die naam van Jesus, want dit is my en jou se erfenis in Jesus Christus. Amen.